Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde maandagoggend en baie dankie vir die voorreg wat ek het om met julle 'n woord te kan deel vir hierdie dag. Nou, ons gaan nog steeds aan met die reeks wat ek begin het laasweek oor hoekom sekere onderwerpe baie oor gepraat word. En vandag is iets wat ek seker julle het al baie gehoor, veral as jy dalk miskien verskil met iemand of as jy nie iets wil doen nie, dan word daar vir jou gesê, kyk na jou hart. So ja, my broer en sissa, ek wil bietjie met julle gesels oor jou hart. Nou, hoekom sal julle sê, praat mense so gereeld oor jou hart? Want uit jou hart is dit waar alles kom. Ons almal ken die sê woord dat wat die hart van vol is, loop die mond van oor. En daar is eintlik 'n vers in die Bybel wat sê dat wat uit die mond uitkom, kom van die hart af. En dit is in Matteus 15 vers 18. So my broer en sissa, ons lag baie keer as ons hoor, as iemand sê, ja, wat die hart van vol is, loop die mond van oor, of wat die hart nie sien nie, maak die oog nie seer nie, of wat die oog nie sien nie, maak die hart nie seer nie. Maar tog, daar is eintlik 'n vers wat sê, alles kom uit die hart. En dis hoekom dit so belangrik is, dat ons eintlik op 'n gereelde basis moet na ons harte kyk, om seker te maak dat dit wat in ons harte is dit tot stigting van die koninkryk, is dit met regverdigheid oor wat ons doen, is dit met 'n mooi gesindheid, wat is die motiewe van hoekom jy dinge doen? Hoekom doen jy dit, wat jy doen? Wat jy sê, kom uit jou hart uit. Is dit uit plig? Is dit omdat jy voel jy moet? Of is dit omdat jy regtig wil? Omdat jy 'n vrygewensgesinde hart het? Daai woord. Is dit hoekom jy dinge doen? En dis hoekom dit belangrik is, dat ons gedurig na ons harte kyk. En ook, hoe belangrik is dit nie, om ook ons harte te bewaar, teenoor dinge wat nie in ons harte hoort nie, soos afguns, en haat, en bitterheid. Baie van hierdie dinge, onvergifnis, dit is dinge wat kom blyplek maak in ons harte, en dis hoekom het belangrik is, om ons harte te bewaar, teen alle ongeregtigheid, verkeerde dinge. En daar is ook 'n vers wat dit sê, Spreuke 4 vers 23, bewaar jou hart, bewaar julle harte. So my broer en sissa, baie van hierdie dinge dink ons net, mense sê dit net om jou te keeltrip of so, maar tog, baie van hierdie stellings kom uit God se woord, en dis waarop ons staan op God se woord. En dis hoekom dit so belangrik is, dat ons harte gedurig ondersoek, en seker maak, dat dit wat uit ons harte uitkom, is iets wat stigtend is iets wat opbouend is, dit is iets wat mense sal sê, maar ek wil ook so hart hê. En dan natuurlik, wanneer ons weet ons doen verkeerd, kan ons na God toe gaan, soos Dawid in Psalm 51 vers 10, en sê, skenk vir my 'n rein hart, o Heer. En God sal dit doen, want hy sien jou hart. En dit is die ding, my broer en sissa, jou hart is so belangrik. Ons moet ons harte so mooi oppas, ons moet ons harte bewaar, en seker maak, dit wat uit ons harte uitkom, stem ooreen met die mens wat ons is, en dit stem ooreen met dit wat ons bedoel, en wat ons wil hê, ander mense moet kan raak sien. Want ek weet baie keer gebeur dit, dat ons doen iets met goeie motiewe, maar ongelukkig, die woorde wat ons gebruik, kom nie so voort nie. Maar dit is waar God se genade so groot is vir ons, en dis waar die Heilige Gees vir ons lei, om ons harte te ondersoek, en om te lewe volgens die wil van Jesus Christus. En natuurlik, wat goed is in 'n hart, sal goed wees. Iemand met 'n goeie hart, goeie dinge sal uitkom. Ongelukkig, iemand met 'n slegte hart, gaan daar natuurlik slegte dinge uitkom. Lukas 6 vers 45. So my broer en sissa, ek wil vir jou uitdaag, om deur hierdie verse te gaan lees, om bietjie stil te staan, en net te besef, hoekom is dit so belangrik vir God, dat ons harte gedurig ondersoek. En natuurlik, God is getrou, en hy sal jou vergewe, want weer eens, hy kyk na jou hart. En dis hoekom, my broer en sissa, ek weer eens sê, laat ons harte bewaar, teen dinge wat nie in ons harte hoort nie. Kom ek bid vir ons. Vader, ek bid in Jesus naam, baie kere laat ons toe, dat dinge in ons harte kom wat nie daar hoort nie, onnodige dinge. Ek bid in Jesus naam, Here, dat ons almal op 'n plek gaan kom, wat ons harte ondersoek en seker maak, dit wat uit ons harte uitkom,
is stigtend en is opbouend, en die motiewe daarvan, Here, is suiwer. In die kosbare naam van Jesus is dit my gebed. Amen en amen. My boetans, sal julle moet 'n wonderlike dag verder hê. Sterkte vir julle week. Kyk mooi na julle self. Tot môre toe. Wees geseënd. Totsiens julle.